Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se feesdiens. Dis baie lekker om almal hier te hê. Baie welkom aan al die lidmate en besonder ook aan al die besoekers vanoggend. Mag julle regtig 'n spesiale oggend hê. Ek weet vir baie van julle is julle hier vir 'n spesifieke geleentheid. 'n Doop, 'n belydenisaflegging. Ons gaan saam die nagmaal vier. En dit gaan regtig 'n feesgeleentheid wees en mag julle dit vanoggend geniet hierso by Suikerbos. Daar is nie vanoggend afkondigings nie. Die gemeente is hierdie jaar 40 jaar oud. So die slides van die gemeente het gespeel vanoggend. So daar is nie vanoggend afkondigings nie. Hou maar net die WhatsApp groep dop. Die afkondigings is vol reeds Vrydag alles op die WhatsApp groep gesit en die volgende afkondigings sal ek net weer maandag of vandag op die groep sit. Alwaarna ek julle net wil herinner, is Bybelstudie gaan aan Woensdagoggend 11:00 en 6:00 en dan wil ek net hartlik geluk sê aan almal wat verjaar in hierdie week. Mag dit regtig vir julle 'n besonderse jaar wees. 'n Jaar vol vreugde en seëninge. Ek moet sê, dis regtig lekker om die gemeente so vol te sien. Ek is soms 'n bietjie op my senuwees vanoggend, maar dis 'n lekker senuwees hierdie. Kom ons sit so, dan raak ons stil. Ons raak bewus van God se teenwoordigheid. Die feit dat ons vanoggend hier by mekaar is, waar die Here met ons gaan praat en ons vanoggend hom gaan antwoord. Kom ons raak net so bewus. In Jesaja 43 staan daar: maar nou so sê die Here jou skepper, Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep. Aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Of deur riviere, hulle sal nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel en jou Verlosser. Ek gee Egipte as jou losprys. Kus en Seba gee ek in jou plek, omdat jy kosbaar is in my oë. Genade en vrede vir julle, van hom wat was, wat is en wat kom. Genade en vrede vir julle van Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het. Genade en vrede vir julle van die Heilige Gees, wat ons elke dag troos en lei. Amen. Toe ek begin dink het aan hierdie feesnaweek, het ek aanvanklik nie 'n idee gehad waarom te begin nie. Waaroor preek 'n mens as 'n mens so baie mense bymekaar is? Preek jy oor liefde? Preek jy oor genade? Waaroor gesels jy? En op die ou ende het ek 'n teks gelees en die woorde het by my vasgesteek: jy is myne. Nou hierdie idee kom natuurlik van die doop af, waar God sê, jy is myne. En ons lees dit op soveel plekke in die woord. In Jesaja, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou op die naam geroep. Jesaja 44, die een sal sê, ek behoort aan die Here. 1 Petrus 2, maar julle is 'n uitverkore volk, 'n priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Johannes 10, wat ons later vanoggend gaan lees, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Kom ons staan, dan loof en prys ons vanoggend die Here, wat vanoggend vir een en elkeen van ons kom sê, jy is myne. Soos ons vanoggend hier sit, ken ons almal daardie ervaring, wanneer jy iemand se stem in die verte hoor. En onmiddellik weet jy, dis vir my. Dis soos kinders wat hulle ouers se stem in die geraas herken. 'n Skaap herken sy herder se roep, al waai die wind hoe erg. En net so
herken die kind van God die stem van die goeie herder. In Johannes 10, wat ons vanoggend gaan lees, hoor ons daardie stem. Nie 'n koue bevel nie, maar 'n warm stem. Die stem van Jesus, ons herder. Voor ons Johannes 10 lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanoggend voor U kan stil raak. Dankie dat ons opgewonde kan wees oor al die vieringe wat hier vanoggend in hierdie gemeente is. Here, dankie dat ons vanoggend as 'n gemeenskap van gelowiges saam kan sing, saam U loof en prys. Here, waar ons vanoggend in U woord gaan dwelf. Here, wil U vir ons insig gee? Wil U vir ons wysheid gee, 'n oop hart, dat ons nie net sal hoor nie, maar sal voel wat U vanoggend vir ons wil sê in Johannes. Here, help ons om nie net te verstaan nie, maar om dit te begryp en waarlik ter harte te neem. Ons dankie en ons loof en prys die groot en heilige naam alleen. Amen. Ek lees vir ons Johannes 10. In daardie tyd het die fees van die tempelleiding in Jerusalem plaasgevind. Dit was winter en Jesus het op daardie tempelterrein rondbeweeg in die pilaargang van Salomo. Die Jode het toe saamgedrom en vir hom gesê, hoe lank gaan U ons nog in onsekerheid hou? As U die Christus is, sê dit openlik vir ons. Jesus het hulle geantwoord, ek het dit vir julle gesê, maar julle glo nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, dit getuig van my. Maar julle glo nie. Omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. En ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Net tot sover. Daar is iets besonders aan 'n stem wat jy herken. Wanneer iemand wat jy liefhet jou op die naam roep, nie sommer net sê hy jy nie, maar met warmte jou op jou naam roep. Dis asof daar iets in jou hart gebeur. Jy draai amper onwillekeurig om, want daar's sekuriteit in daai stem. Daar's 'n herinnering. Daar's 'n opgewondenheid. En dis presies wat Jesus hier kom sê in Johannes 10. Hy praat nie van 'n koue geloofstelsel nie, maar hy praat van 'n verhouding. Hy kom sê, maar my skape luister na my stem. Hulle ken my. Hy praat van 'n verhouding. Hierdie is nie net woorde van 'n leerstuk nie. Dis 'n tipe liefde wat Jesus vir hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes probeer verduidelik. Dis nie net redding nie, maar dis 'n lewe. Dis 'n roeping. Dis 'n toeëning van Jesus wat sê, maar hierdie mense is myne. En dan kom hy en hy sê in een ongelooflike sin, niemand sal hulle uit my hand ruk nie, want my Vader het hulle aan my gegee. My Vader wat groter is as almal. En dit is presies waar die hart lê van vanoggend se fees. God kom vanoggend en hy sê vir ons, jy is myne. En dis presies wat ons vanoggend in die doop hoor, waarop die jong mense in die belydenis gaan antwoord. Wat ons almal anders gaan vier in die nagmaal. Jesus gebruik hier die beeld van 'n skaapwagter wat sy kudde ken. Sien, in die ou tye het skaapwagters nie hulle diere gebrandmerk of plaatjies in die ore gesit nie, maar hulle het hulle met die stem geroep. Die skape het hulle herders
se stem geken. Wanneer Jesus sê, my skape luister na my stem, beteken dit om aan Jesus te behoort, begin by luister. Dit begin by 'n fyn ingesteldheid om te hoor wanneer Jesus met ons praat. Sy stem is dalk nie altyd hard nie, maar dis altyd duidelik vir die wat naby aan hom leef. En in die geraas van hierdie wêreld, wanneer daar soveel stemme is wat kompeteer, sal daar altyd een stem uitstaan. Sal daar altyd een stem wees wat vir ons meer duidelik is as die ander. Sal God se stem altyd die een wees wat rustigheid bring in 'n de-mekaar wêreld. Die woorde van Jesus in hierdie gedeelte gaan dan nog verder. Die woorde gaan verder en sê vanoggend vir ons, ek ken jou. Jy is nie net vanoggend nog 'n nommer nie. Dis opvallend, Jesus sê nie net, hulle ken my nie, maar hy sê, ek ken hulle. Ek ken my skape. Jesus ken jou stem. Jesus kom vanoggend by ons en hy sê vir ons, maar ek ken jou vrese. Ek weet wat jou drome is. Wanneer Jesus vanoggend sê, jy is myne, gaan hy verder en hy sê, ek weet presies wie jy is. Ek kies jou nog steeds. Wanneer jy swak is, weet, jy is myne. Wanneer jy foute maak, weet, jy is nog steeds myne. Wanneer jy nie weet of jy 100% glo nie, sê Jesus nog steeds, jy is myne. Hierdie is nie net 'n kontrak wat jy onderteken nie. Dit is 'n persoonlike verbond met ons verlosser, wat verseël is deur sy bloed. So wanneer jy voel, maar ek is nie goed genoeg nie, of dink maar, ek maak die heeltyd simpel foute, oor en oor, doen ek dieselfde ding. Of dalk voel jy, maar ek twyfel te veel vanoggend, om vir Jesus, dat hy vir my kan raak sien. Dan kan ons weet, hy sê vanoggend vir ons is syne. Jesus het aan die kruis gesterf, sodat ons kan weet, ons syne is. Dit is die genade van ons herder. Dit is wat dit beteken om deel te wees van Jesus se kudde. Maar hier is die kruks van die saak. Ware behoort, as ek die woord so kan gebruik, is nooit passief nie. Wanneer ons weet dat ons aan Jesus behoort, wanneer ons besef dat Jesus vir ons sê, maar ons is syne, ewe skielik gaan ons begin beweeg in sy rigting. Dan begin ons herder volg met vertroue. Die skaap hoef nie die pad te ken nie, want hy weet wie sy herder is. Ons hoef nie die pad vorentoe te ken nie. Ons hoef nie die vraag op elke antwoord in hierdie lewe te hê nie. Ons hoef nie die situasie van die uitkoms van elke situasie te ken nie. Al wat ons moet doen is ons herder volg. Op Jesus vertrou. Moet fokus op sy stem. Wat 'n ongelooflike beeld is hierdie nie. Wanneer Jesus vanoggend vir ons kom sê, maar niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dis dieselfde hande wat die siekes aangeraak het. Dis dieselfde hande wat aan die kruis vasgespijker was. Dis dieselfde hande wat ons vanoggend vashou.
En dan sê hy verder, maar my Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. Ons veiligheid en ons rustigheid en ons vrede lê nie in ons greep op God nie, maar dit lê in sy greep op ons. Kom ons vat hierdie woorde van ons Here Jesus en ons vra onsself, wat gebeur as ek regtig begin leef as iemand wat aan Jesus behoort? Ek kry identiteit. Ek hoef nie myself te bewys nie, want ek weet God het my reeds aanvaar. Ek kry moed, want ek leef met sekerheid dat ek nooit alleen is nie. Ek kry vrede, want ek weet ek hoef nie alles te beheer nie. God hou my vas. Ek kry 'n opdrag om sy stem te dra in hierdie wêreld, sodat ander hom ook kan hoor. Ek kry 'n stuk vreugde in my hart, 'n stuk tevredenheid, omdat ek weet dat ek aan Jesus behoort. Wanneer Jesus sê, jy is myne, verander dit my verhouding met myself. Dit verander my verhouding met God. Ewe skielik leef ek nie meer as iemand wat probeer hoort nie, maar ek leef as iemand wat al reeds behoort. Vandag is 'n fees van identiteit. In die doop gaan ons weer hoor waar Jesus sê, jy is my kind. In die belydenis sê ons, en ons antwoord daarop en ons sê, maar ek is u sin. In die nagmaal sê Jesus, en hy kom bevestig, dat ons syne is vir ewig. Die stem wat vandag praat, is dieselfde stem wat gesê het, laat daar lig wees. En nou sê hy oor ons lewe, jy is myne. So wanneer jy vanaand gaan slaap, en die wêreld weer môre sy lawaai begin maak, onthou net hierdie een stem, hierdie stem wat elke dag in jou oor fluister en vir jou sê, jy is myne, en niemand sal jou ooit uit my hande kan ruk nie. Amen. Ons Hemelse Vader, waar begin ons om vanoggend dankie te sê? Waar begin ons om U te loof en prys? Here, ons kan net begin deur dankie te sê. Dat ons weet dat U ons altyd so styf in die hande vashou. Here, dankie vir die oneindige liefde. Here, dankie vir genade wat strek tot in ewigheid. Here, dankie vir wie U is. Here, dankie dat U ons herder is, wat ons vashou, nou en vir altyd. Amen. Ons staan vanoggend weer by die doopvont. En dit is daardie heilige plek wat God self sy naam oor 'n kind kom uitspreek. En hier kom sê God nie net vir ouers of vir gemeente iets nie, maar hy kom sê vanoggend vir klein Andrei, jy is myne. In Johannes het ons duidelik Jesus se stem gehoor toe hy gesê het, my skape luister na my stem en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan nie. Die doop is die eerste fluistering van daardie stem. Dit is die teken van God se eerste beweging. Dat voor ons nog kon kies hy ons. Nog voor ons hom kon antwoord, roep hy ons al reeds. Nog voor ons hand na hom toe kan uitsteek,
kom hy en hy sê, maar ek sal jou vashou. Die doop is nie die mense poging om by God uit te kom nie. Dit is God wat afkom en sê, ek skryf my naam oor jou lewe. En as ons kyk na die water waarmee ons doop, en die ongelooflike betekenis wat daar in die Bybel is van water, dan sien ons toe God vir Noag deur die vloed gered het. Toe hy vir Israel deur die waters van die Rietsee gelei het. Hoe Jesus self op die see geloop het. En so beloof God dat deur al die waters, waardeur klein Andrei mag gaan, môre, oormôre by die skool, later wanneer hy klaar maak met skool en die grootmens lewe betree. Maak nie saak hoe die waters lyk nie. Maak nie saak wat die storms is nie. Jy is myne. As ons kyk na wat die doop is. Die doop is 'n ewige verbond. Dit is 'n teken van 'n verbond wat van God se kant af kom. Van 'n God wat ons kies. Wat vir ons kom sê, jy is myne. Maar voor ek vanoggend vir klein Andrei en vir sy ouers vra om na vore te kom, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie dat ons weet, U is die bron van lewe. Here, dankie dat U vandag hierdie kind in die arms neem. Here, laat hierdie doop en hierdie water wat ons oor sy kop gaan gooi, nie net 'n ritueel wees nie. Here, maar 'n herinnering aan die genade, dat U die een is wat altyd eerste kies, die een wat altyd eerste lief het. Here, help ons om vanoggend te sien, te voel en te beleef wat hierdie doop is. Here, ek wil besonder hierdie ouers en dan hierdie kind aan U opdra. Amen. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit by sy verbond met die gelowige ouers. En daarom is die hele gesin in die Nuwe Testament gedoop waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die verdoop nie. Verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval inisiatief neem in hulle verlossing. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons geskenk het deur die genadeverbond en maak ons bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. En daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en die eise van hierdie genadeverbond te leer en in te lig en daarvolgens groot te maak. Om hulle te roep om deel te hê aan 'n gemeenskap van gelowiges. Ek wil asseblief vra dat Bianca en Morney Groenling vir ons asseblief vorentoe sal kom. Ons het al gesels en ons nou 'n lekker kategese gehad en 'n paar gesprekke oor wat die doop is. En ek glo met my hele hart julle verstaan en julle is opgewonde hieroor. Julle glo daarin en dis vir julle vanoggend 'n vreugde om julle kind na die Here toe te bring. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons kinders waarborg en ons
al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle vir hierdie doel die doop gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie. Moet julle asseblief opreg op die volgende vraag hardop antwoord. Glo julle in die drie-enige God soos in die Bybel aan ons bekend gemaak? Aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel, soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord is, die ware leer van die verlossing is? Bely julle dat die kinders van gelowige ouers deur die genade in Christus Jesus aan God behoort en daarom tot lidmate van die kerk gedoop te word? Beloof julle om vir klein Andrei volgens die Bybelse leer en die belydenisskrifte van die kerk op te voed en vir hulle om 'n voorbeeld in sy lewenswandel te wees en om die gemeente toe te laat, julle familie en vriende, om julle as ouers hiermee te help? Wat is hardop hier op julle antwoord? Andrei, vanoggend kom Jesus by jou en hy sê vanoggend vir jou, jy is myne. Hy kom en hy doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, ontvang vanoggend vir Andrei. Vat vir hom aan die hand op sy lewenspad. Vou hom toe in die hande en arms van beskerming. Stap die pad vooruit en lei hom. Here, dankie dat ons vanoggend hierdie pragtige kind na U toe te kan bring. Hulle gaan so saam met Bianca en Morney op hierdie lewenswandel, op hierdie pad wat vir hulle voorlê, wil jy hulle lei en toerus om vir klein Andrei volgens U wil groot te maak. Ons dank U vir hierdie genade teken. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Ek wil asseblief vra dat ons twee kerkraadslede vorentoe sal kom. Ekskuus, net een kerkraadslid vorentoe sal kom. Baie geluk julle. Ons begin. Baie geluk Bianca. Baie geluk jong. Baie dankie, julle kan maar weer gaan sit. Uit gewoonte uit, maar meer is dit, en uit tradisie uit, sing ons altyd die seën toe, oor hierdie gesin, en oor klein Andrei. Maar vanoggend het ons die voorreg, waar twee kinders, twee jong volwassenes, gaan antwoord op hulle doop. En as ons klaar is met die belydenisaflegging, dan gaan ons saam die seën oor hulle almal uitspreek. Soos hierdie kind vandag in die water gedoop is, gaan ons nou luister na die wat met hulle eie stem kom sê en daarop antwoord en vir die Here kom sê, maar Here, ek glo. Ek glo in die verhouding. Ek glo in U en ek weet U is by my. En ek wil vandag kom antwoord. Toe U vir my kom sê het, maar jy is myne, wil ek vandag vir U kom sê, maar ek is U sin. Ons het pas gesien hoe God self die eerste woorde spreek by die doop. Nou staan ons saam met 'n geroepe twee jong mense, wat vandag die tweede woorde spreek en daarop antwoord. Hulle het die stem van die herder gehoor, soms deur hulle ouers, hulle oupas en oumas, mentors, soms deur stil word of worsteling, maar altyd deur die Gees. En vandag wil hulle graag voor 'n gemeenskap van gelowiges kom sê,
maar ek kies om hierdie herder te volg. Ek kies om hierdie stem te volg. Ek lees weer vir ons, Johannes 10, vers net 27 tot 28. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Vanoggend is 'n besonderse oggend. Ek wil nie dit die volle sirkel noem nie, maar belydenisaflegging is die tweede stap, die tweede groot tree in 'n gelowige se lewe. Dit is soveel meer as net 'n wynlisensie soos toe ons gespot het daaroor toe ek 'n belydenis van geloof afgelê het. Dit is soveel meer om as net van dooplidmaat na belydende lidmaat op die boeke te gaan. Dit is soveel meer as dit. Belydenis van geloof is wanneer jy op 'n punt kom in jou lewe. Wanneer jy vir die Here kom sê, "Maar Here, U het my gekies en ek het kategese gegaan en my ouers het my geleer wees en ek het elke dag gebid en ek het elke dag my Bybel gelees en ek het gesoek na U. En Here, ek het U gevind. En omdat ek U gevind het, wil ek vandag voor almal, voor 'n gemeenskap van gelowiges, wil ek kom bely. Wil ek kom sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Here, hier is ek. Nie omdat ek U moet wees nie, Here, maar omdat ek U wil wees. Nie omdat ek uit gewoonte uit doen nie, maar omdat ek 'n verhouding met U het. En vanoggend is dit die voorreg wat Delarey en Hermanay het. Vanoggend is dit die voorreg vir hulle om hier voor te kom staan en te kom sê, Here, hier is ek. Ek wil asseblief vra dat julle vir ons na vorentoe kom. Julle kan sommer hier so by die doopfont ook kom staan. Of hier nie omtrek. Ons skuif hom net so. Ons sê dankie Delarey. Ons het 'n jaar saam gehad, wat ons 'n lekker pad saam gestap het, wat ons 'n klomp dinge gedoen het, wat julle na my toe gekom het met moeilike vrae, wat ek baie keer vir julle moes sê, wag 'n bietjie, dat julle my bietjie gekonder het, wat ek julle uitgedaag het. En in hierdie jaar het ons nader aan God beweeg. Het julle gewerk en nie net geleer nie, maar werklik gegroei in julle geloofslewe. En ek glo in julle verhouding met die Here ook. Althans dis wat julle vir my so mooi verduidelik het en die briewe wat julle vir ons geskryf het oor hoekom julle belydenis van geloof wil aflê. Hou daai brief. Print hom. Sit hom voor in jou Bybel. As jy die dag wonder, hoekom het ek dit gedoen? As jy die dag twyfel, gaan terug na daai gevoel toe, waar jy vir die Here gesê het, Here, maar hier is ek. Ek wil julle vra, die volgende vraag antwoord, en dan daarop moet julle asseblief antwoord. Glo jy dat die leer, soos in die Ou en die Nuwe Testament, en in die belydende skrifte van ons kerk vervat is, en in die gemeente hier geleer word, die ware, volkome leer van verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van 'n gemeente van Christus, deur sy genade en belydenis van die leer tot op die einde van jou lewe te volhard en alle dinge en leerlinge wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is, dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely
voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help, jou aan die hand te vat en jou op die regte pad te lei? Wat is hardop julle antwoord? Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Suikerbos. Julle moet in alles in julle vermoë doen om die wedloop van die lewe en die geloof voluit te hardloop, sodat julle die ewige lewe as prys kan verkry. En ek wil graag vanoggend nie net vir hulle 'n vraag vra nie, maar ook so vir die gemeente, familie en vriende. Hierdie twee jong mense het hulle geloof bely. Soos ons weet, roep God nie mense in isolasie nie. Hy plaas ons in 'n gesin, in 'n gemeenskap en in 'n gemeente. En daarom vra ek vanoggend aan julle, sal julle hulle dra in geloof? Sal julle hulle omring met liefde en saam met hulle luister na die stem van ons herder? Gemeente, wat is hardop hierop julle antwoord? Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, vanoggend staan ons hier en ons kry hoendervleis. Want twee jong mense het in hierdie de mekaar wêreld vanoggend vir u kom sê, gebruik my. Hier is ek. Here, wil U hulle seën. Wil U hulle in die hand vat en hierdie pad saam met hulle loop. Ongeag hoe hierdie pad vorentoe lyk. Ongeag van die bulte wat hulle gaan moet uitklim. Ongeag van die hobbels wat op hierdie pad mag wees. Wil U hulle seën. Wil U hulle herder wees. Nou en vir altyd. Ek wil asseblief, amen. Ek wil asseblief vra dat Bianca en Morney en klein Andrei ook hier voorkom staan. En dan staan ons almal, dan sing ons, laat die Here seën op hul daal. Ja, dankie, julle kan gaan sit. Ek vra dat julle twee dat net voor ons toe kom, ek wil net seker maak. Kan soms. Baie geluk. Baie geluk. Ons het die stem van die Here gehoor in die water van die doop. Ons het die stem van die Here in die ja-woord van geloofsbelydenis gehoor. En nou hoor ons daar dieselfde stem wat vanoggend vir ons kom sê, kom eet, kom drink. Ek ken julle en julle behoort aan my. Die nagmaal is nie 'n plek vir volmaakte mense nie. Die nagmaal is 'n uitnodiging van 'n herder wat sy skape na tafel toe bring om hulle te voed met genade. Jesus sê in Johannes 10, my skape luister na my stem en ek gee hulle die ewige lewe en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Wanneer ons aan die tafel kom, is dit asof Jesus sy hande oopmaak en sê, hier is die teken van my hande, gebreek vir julle. Hier is die beker
van my bloed, wat ek uit liefde vir julle gee. Die tafel en die nagmaal wys nie net terug na die kruis nie, maar vorentoe na die lewe saam met hom. 'n Ewige lewe wat al reeds begin het. Die nagmaal is die plek waar God se beloftes, ons belydenis en sy teenwoordigheid saamkom. Van die doopvont af kom ons as kinders van die verbond. Deur ons geloofsbelydenis kom ons as mense wat hom volg. En by die tafel word ons gevoed en versterk om verder te gaan. Dis die herder wat sy skape nie net lei nie, maar ook voed. Want hy weet hoe maklik dit is vir ons om honger te word. Hierdie tafel is nie net vir oggend ons nie. Dit is nie net hierdie gemeente of hierdie kerk of 'n bepaalde groep mense se nie. Hierdie is die Here se tafel. En hy nooi vanoggend een en elkeen om aan hierdie tafel te kom sit. Kom dis nie omdat jy volmaak is nie, maar omdat jy honger is na genade. Kom nie omdat jy sterk voel nie, maar omdat jy weet jy vanoggend die herder se hand nodig het. Kom, want hy sê vandag weer, jy is myne. Maar voor ons die nagmaal gebruik, kom Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot by 29 en hy sê vir ons, elkeen wat op 'n onwaardige manier van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Elkeen moet homself eers ondersoek en dan van die brood eet en uit die beker drink. Want elkeen wat uit die beker drink sonder om die liggaam van die Here te onderskei, eet en drink 'n oordeel oor homself. Die teks is nie 'n dreigement wat Paulus geskryf het nie. Dit is 'n liefdevolle uitnodiging. Omdat voor ons hierdie nagmaal gebruik, voor ons die nagmaal vier, om by die Here te kom en stil te word. Daardie dinge wat jou hierdie week gepla het, daardie dinge wat jou dalk omgekrap het of ontstel het, daardie dinge waaroor jy bekommerd is van volgende week, dalk volgende jaar, om daardie dinge vanoggend voor die voete van die Here te gaan neerlê. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, elkeen van ons het dinge wat ons pla. Het dinge wat ons hartseer maak. Dinge wat ons moedeloos maak. Dinge waaroor ons bekommerd is. Here, kom vanoggend en kom maak die las vir ons ligter. Here, neem hierdie dinge van ons skouers af. Here, vat ons aan die hand en troos ons. Here, druk die arms rondom ons en beskerm ons. Here, ons wil vanoggend hierdie dinge van ons aan U oorgee. Here, hierdie dinge wat ons krap en hierdie dinge wat ons pla, vat dit en maak ons vry daarvan. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam alleen. Amen.
Ek wil asseblief geleentheid gee vir die kerkraad om vir ons die tafel te kom voorberei. Dit is baie lekker om sulke leë borde en 'n kelkie skinkers te sien, ek moet sê. Lekker as ons so baie is wat saam die nagmaal vier. Ek wil gou hoor, is daar enigiemand wat oorgeslaan is met die uitdeel van die brood? Enigiemand wat oorgeslaan is met die uitdeel van die wyn? Sê baie dankie. Julle kan maar weer gaan sit. Soos voor enige feesmaal en enige geleentheid wat ons kos bedien, kom ons sluit die oë, dan doen ons 'n tafelgebed saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie tekens wat U vir ons gegee het. Here, seën ons vanoggend by die gebruik van hierdie gawes. Here, maak ons opreg dankbaar daarvoor. Here, dat ons dit nie net sal inneem en sal vergeet nie, maar dat elke smaak, elke proe en reukie ons sal herinner aan daardie dag op Golgotha. Dat hy 3 dae later opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Dat hy lewend is en vir ons die genade so onverdiend gee. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan dat hy daardie dag op Golgotha gesterf het vir die volkomme versoening van ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan dat sy bloed gevloei het vir die volkomme versoening van ons sondes. Is daar iemand wat graag gebruik sal maak van die beker? As geloofsbelijdenis en as gebed, kom ons staan, dan sing ons lied 514, Ek weet verseker. Om vir ons die dankoffers op te neem, en dan wil ek asseblief gou al die kinders vra om gou vinnig hier vorentoe na my toe te kom. So, voor ons afsluit, die goedjies wat uitgedeel is die klein traktaatjies, lees hom en dan het jy 'n resep om hemel toe te gaan nie. Dit is eintlik net 'n boekmerk wat ons vir een en elkeen wil gee,
soos ek nou al vroeër gesê het, die gemeente vier hulle 40ste verjaarsdag in hierdie jaar. So dis maar net so iets van die gemeente se kant af om ook hierdie feesdag te herinner. Kom ons staan, dan sluit ons af met lied 510, genade onbeskryflik groot. Mag jy en elkeen hierdie week hier weggaan met die wete dat die stem van die Herder jou naam ken. Mag jy hoor wanneer hy jou roep, mag jy rus in sy hande en mag jy leef as iemand wat aan hom behoort. Mag die vrede van God jou dra, die liefde van Christus een en elkeen ontvou en die teenwoordigheid van die Heilige Gees jou elke dag herinner, jy is syne en niemand sal jou ooit uit sy hand kan ruk nie. Amen.